Naand julle, dit is Jaapie hierso. Ek wil gou 'n kort video doen oor hierdie woorde. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Nou, ons almal het dit al baie gehoor en mens lees maar daaroor, jy dink nie 2 keer daaraan nie. Want mens verstaan nie regtig wat hulle bedoel het daarmee nie. Partykeer dink mens, dit beteken Joshua is nou hier en hy bring 'n nuwe lering waar die wêreld gaan omverwe of dinge gaan verander wêreldwyd, alles op die kop draai en so aan. En daar's verskillende dinge wat mense kan sê. Natuurlik, daar's 2 hoofdinge wat hierdie beteken. Die eerste een natuurlik is Joshua met sy dood en opstaan uit die dode. Het hy 'n regeringskap teruggevat van die aarde en Sheol van die doderyk. Van albei, maar onthou, die doderyk is deel van die aarde. Hy is onder ons, die doderyk. So Joshua het basically beheer gevat van hierdie realm waarop ons is en waarin ons is, hierdie terrarium. Die hele terrarium, hy het beheer gevat van hierdie hele terrarium. Alles bo op die terrarium, maar ook alles onder die grond, wat nou die doderyk insluit. En dis die een betekenis daarvan. En natuurlik, persoonlik dink ek hierdie verwys ook meer na die fisiese regeringskap van Joshua met die 1000-jarige vrederyk. Nou Johannes die Doper het dit begin sê, die regeringskap van die hemele is baie naby. Joshua het dit toe gesê in Matteus 4:17, die regeringskap van Jehovah se, of van die hemele, van Jehovah se koninkryk, is baie naby. Som die draai. En hierdie woorde het 'n diepe betekenis as jy onthou wat Esegiel 12 sê, vers 25. For I am Yahuwah, I speak, and the word which I speak will come to pass. It will no more be postponed. For in your days, O rebellious house, I will say the word and perform it, says Yahuwah. Gaan lees vers 21 tot 28. Ja, verduidelik vir jou mooi hoekom Yahuwah dit gesê het. Maar hierso sê Yahuwah dat die profesie wat hy gaan gee na Esegiel in die toekoms gaan wees vir die generasie wat hy dit gee, in daardie generasie gaan dit vervul. Yahuwah het gesê, so dit is hoe dit is. Dit beteken vir jou en my dat Openbaring kan nie vervul in ons tyd nie. Volgens hierdie profesie van Yahuwah kan dit nie vervul in ons tyd nie, want dit is veronderstel om te vervul in die generasie vir wie dit gegee is. En ons sien dat Joshua en Johannes die Doper het begin verwys daarna toe hulle hier op aarde was, wat beteken dat dit moes vervul in hulle generasie. En dit is ook hoekom Joshua toe oral gesê het vir sy disippels, dat die groot verdrukking en sy wederkoms gaan in hulle generasie gebeur. Dit is die rede hoekom hy dit gesê het, want hy het geweet wat sê Esegiel 12. Hy het geweet wat sy hemelse Vader geprofeteer het aan Esegiel. So hy het geweet, dit gaan vervul in daardie generasie, maar die dag en die uur het hy nie geweet nie, maar hy weet watter seisoen, watter tydperk. Hy het nie nodig gehad om vir hulle 'n dag en 'n uur te gee nie, maar hy het geweet in wat se tydperk dit gaan gebeur. Volgens profesie. Hy het sy sienings gebaseer op die profesie. Die profesie in Esegiel 12 sê vir jou, dit moet vervul in daardie generasie vir wie dit gegee word. So dit is 'n baie belangrike profesie daardie. En daardie profesie op sy eie nullify al hierdie valse teachings wat jy nou vandag kry. Van al hierdie mense wat sê, Openbaring vervul nou eers. Al daardie leringe word vernietig deur daardie een profesie. Want as die mense wil sê, nee, dit is nie so nie, dan sê hulle Jehovah se leenaar. Maar
Die punt is dat Joshua en Johannes die Doper het gesê vir ons, Joshua se 1000-jarige vrederyk gaan gebeur naastenby in daardie generasie. Wat beteken dit sou begin het voor 100 na Christus. Joshua natuurlik is dood 33 na Christus. Die Jerusalem en so is toe 37 jaar later vernietig en die tempel ook. Maar nog 'n rede hoekom ek sê dit is voor dat dit begin het voor die 100 na Christus is wat ons lees in Daniël 2. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay. Dis iron is Rome. Dit word so vir jou verduidelik in Daniël. En die klei, as jy gaan kyk wat is klein in die skrif, dit is Israel. Ons is soos klein in die skepper se hand. And broken them in pieces. So dit sê hier so dat die yster en die klei basically saam vernietig is. Nou ons weet Rome het die klei vernietig, hulle het Israel vernietig, maar net daarna het Joshua toe Rome vernietig. So, hulle albei is naastenby dieselfde tyd vernietig. Toe die klip wat Joshua se 1000-jarige vrederyk koninkryk is, hierdie standbeeld getref het. En ons sien dit het al die koninkryke geaffekteer wat ook gekom het voor Rome, want wat dit ek glo verteenwoordig is, die manier hoe hulle geregeer het heeltemal verander. Dit is heeltemal fyn gemaak en Joshua het dit heeltemal anders gedoen, as wat al die koninkryke voor hom dit gedoen het. So hy het basically hulle manier van regeringskap verwerp en sy eie ding gedoen. Baie beter ding gedoen. En ja, so dit is nog 'n bewys dat dit moes gebeur het, nie 500 na Christus, wat die 6000ste jaar sou gewees het nie, maar voor 100 na Christus. En ek dink ook dat die idee van daardie tyd wat verkort word, sluit daarbey aan, dat Joshua die tyd verkort het met 'n paar 100 jaar, vir die begin van die 1000-jarige vrederyk. Net soos die skrif sê. En dan het jy ook hierdie standbeeld, wat vir ons 'n idee gee. Hierdie is 'n voorstelling van Lucifer. Hierdie datum op die tablet, glo ek, is die dag wat hy vrygelaat is, 4 Julie 1776, maar onthou, as jy 'n bietjie gaan kyk na die tydlyn, Gunnar Hansen, gaan kyk hierdie video van hom. Hulle het met argeologie bewys, die historiese, of die geskiedenisboeke is nie akkuraat nie, hulle het 700 jaar bygesit in die geskiedenisboeke. Nou dis wat hierdie ou bewys het, met argeologie, maar dit is nie net hy nie, daar is iemand anders ook van Rusland wat dit ook bewys het, ook 'n professor. En die feit van die saak is, jy 700 jaar aftrek, wel, as jy jou 1000 jaar aftrek van, 700 jaar aftrek van 1776, wat hierdie datum is hierso, daai ene, 1776, dan kom jy uit op 1076. So Lucifer is vrygelaat dan die jaar 4 Julie 1076. Die 1000-jarige vrederyk, as jy dit aftrek, dan is dit die jaar 76 na Christus. Wat dan mooi inpas by wanneer Jerusalem vernietig was, wanneer Israel vernietig was. Hulle is tot en met 71 na Christus vernietig, hulle koninkryk. En dan net daarna moes Rome dan deurgeloop het. So 76 is nie verregaande nie. Dis ook om ek sê, voor 100 na Christus sou ek dink albei vernietig wees en die 1000-jarige vrederyk begin het. Maar dan sê die mense nou, maar wat van die early church fathers? Wat van al hierdie boeke oor die early church fathers?
Gaan kyk hierdie video oor die Early Church Fathers 'n bietjie van Jason Jack. Hy is 'n regtige pyk video hierdie mense. Gaan kyk hierdie video, is baie belangrik. Dis baie belangrik. Hier behandel hy die koneksie tussen die Early Church Fathers, die skrywer daarvan, tussen Strongs, wat die konkordansies geskryf het, die Strongs Concordance and Dictionary, en dan ook Hescott en wat is haar ou se naam? Hierdie twee perde, Westcott en Hort, hulle twee. Hulle is almal kop en een mis. Hier is 'n lys van die ouens wat almal kop en een mis is. Nou, the revisers of the New Testament, hierdie, van hulle was kop en een mis. Nie almal nie, maar van hulle was vrymesselaars. Nou, onder andere hierdie Westcott en Hort is messelaars. En dan, waar is hulle prentjie nou? Hierdie twee perde. Nou, hulle het te doen gehad met die Bybelvertalings, die American Standard Version veral, maar hulle het koneksies met die Strongs, wat die Strongs Concordance and Dictionary gedoen het, en hulle het koneksies met die ou wat die Early Church Fathers boeke geskryf het. These two men are producers of the corrupt Greek text to which all modern Bible versions are based upon. Die Nuwe Testament verwys hulle na. En dan hier wys hy die persone wat kop en een mis daar is. Hier is jou Alexander Roberts, nog 'n belangrike meneer, wat gehelp het met die verandering van die geskiedenis, of ook van die Bybel en so aan. En hier is van die Early Church Fathers. Sien jy dieselfde image naast by van hier is 'n painting van Lucifer en hier is die Statue of Liberty. Nou, hierdie painting is gemaak voor die Statue of Liberty gemaak is. Die similarities. Ja, dit is amper daar. Hierdie ou, Edward Gibbons. Hy is die skrywer, soos julle kan sien, hy is 'n vrymesselaar hierso. Hy het die reeks geskryf, komstig geskryf. Ek dink daai tyd het al dalk 'n bietjie van AI gehad, of metodes om hulle te help hierdie inligting by mekaar te sit. Maar in elk geval, gaan kyk hierdie video daaroor, dis baie interessant. En dan sien julle die koneksies daarmee, tussen die verskillende ouens wat die verskillende goed in ons Bybels, konkordansies en Early Church Fathers geskryf het. En dit was maar, alles maar deel daarvan om mense te confuse oor die tydlyn. Want Lucifer wil mos nie ons moet weet waar ons is op die tydlyn nie. So hierdie Early Church Fathers, ek dink nie baie van dit het eers gebeur nie. Dit is opgemaakte stories, sodat die mense nie moet weet waar ons is op die tydlyn nie. Maar met daardie video kry jy nog 'n idee, dit is moontlik. Want jy sien die koneksies tussen hierdie ouens wat hierdie goeters verander het. Maar ja, dit is my 2 cents hierso. Ek dink die 1000-jarige vrederyk sou dan begin het seker so tussen 76 en 100 na Christus tot en met die jaar 1076 tot 1100 na Christus. Onthou, op ons datum moet jy dan ook 700 jaar aftrek om by die regte datum te kom vandag, wat dan die jaar 1325 is. Ek weet dit klink verskriklik en weird en alles, maar hulle het die tydlyne verander, hulle het die tye verander. Hulle het dit verander. Dit is alles maar deel van hulle confusion, om die mense die mekaar te maak. So ons is eintlik nou in die jaar 1325. So 300 jaar, so 250 jaar na Lucifer se loslating.
En ja, sy tyd is besig om uit te hardloop. Die Bybel sê dis 'n kort seisoen wat hy hier kan regeer. In hierdie kort seisoen het hy net 'n kort seisoen. In hierdie kort seisoen het hy 'n kort seisoen. In hierdie seisoen van misleiding het hy 'n kort seisoen van so miskien 300 jaar of wat. Ek dink omdat ons het miskien so 50 jaar oor hier op aarde, dan is alles verby. Julle sal wel sien alles gaan begin versnel, regtig versnel nou. Dit het ook al baie by my opgekom, die wat Jahwe se Gees het by my opgebring het, dat dinge gaan nou baie begin versnel, omdat baie van hierdie leuns nou expose is. Lucifer weet, meer en meer mense begin agterkom, as hulle gelieg, hulle is in 'n kort seisoen van misleiding. En as gevolg daarvan, en natuurlik ook baie van hulle begin besef, die aarde is nie 'n spinnende bal nie, hulle begin besef, daar is nie aliens nie, daar is nie planete nie, en omdat hierdie waarhede begin uitkom, moet Lucifer sy planne versnel, om te verhoed dat almal begin glo in die waarheid, en dan kan hy nie meer sy misleiding doen nie, dan is sy misleiding verby, en hy wil soveel as moontlik mense mislei. En om dit te kan regkry, moet hy nou sy planne in werking stel. Dit wat hy beplan het, moet hy nou versnel. En dit natuurlik is die oorlog wêreldwyd. En die tweede Exodus wat dan gaan gebeur, maar hierdie goeters gaan vinnig gebeur. Ek dink dit gaan nogal vinnig gebeur. En natuurlik gaan hy, ek dink so 'n tydperk hê wat hy al hierdie mense wat die waarheid verkondig gaan probeer of gaan stilmaak, as jou som toelaat, dat hy hulle gaan stilmaak, want daar is te veel stemme nou in die media wat die waarheid verkondig, en Lucifer gaan 'n plan met maak. Hy gaan hierdie stemme moet stilmaak van hierdie mense wat die waarheid praat. En ek is bang om stil gemaak te word nie. Ek hou nie van hierdie wêreld in elk geval nie. So, maar die feit van die saak is, om hierdie tsunami van waarheid te blok 'n bietjie, sal hy so iets moet doen. Maar die feit van die saak is, die tyd hardloop uit vir hom. En dis hoekom ek sê, ek dink so 50 jaar, dan is alles verby vir die aarde, dan kom Joshua terug vir 'n derde keer, en dan kom die nuwe Jerusalem in Afrika, word dit daar geplaas, want dit is ook waar Israel is, gaan kyk my video's daaroor. Kanaan is in Afrika, nie in Asië nie. En ja, die wit nasie is Israel, nie die mense wat hulle self Jode noem nie, hulle is Edomite van Jafet, Khazar. Die ding is, hierdie goed kom uit, en die mense begin wakker word. En daar is so baie leuns, maar al hierdie leuns is besig om exposed te word nou. En soos met my, ek voel, ek het basically nou al die leuns omtrent ge-expose in myself. Ek het nou nie alles gedeel al met almal nie, maar dis te veel. Ek dink ek sal alles kan deel met die mense nie. Maar in myself kon ek al voel ek dat ek het op daai punt gekom wat ek al hierdie misleidings al kon expose het, wat belangrik is, die belangrikstes. En as ek het kan, as Jahwe se Gees my kon lei in dit, om dit te kon regkry, dink ek is sekerlik, daar's baie ander mense ook wat daar is, of amper daar is, om al hierdie dinge te weet. So ek dink nie, dis net ek nie. Ek dink daar's 'n hele paar mense wat dit al kon regkry. En die feit van die saak is, hierdie mense gaan ook nie stil bly nie. Hulle gaan ook video's maak. Ek sien video's op die internet en ek kan sien hoe van hierdie mense begin nuwe of meer en meer waarhede ontdek, soos goeders wat ek al reeds weet, maar dan sien ek kan sien hoe groei hulle en hoe hulle begin meer en meer naby aan al die waarheid kom, en hulle verkondig het wyd en suid. So honderde en duisende mense hoor hierdie goeders saam met hierdie mense wat dit ontvang. So met die internet die internet het goed en sleg. Jy kan sleg wees, jy kan slegte goed kry op dit, maar jy kan net sowel ook die evangelie in 'n oogwink verkondig aan duisende mense. Jy kan waarhede versprei
soos 'n veldbrand met die internet. En ja, Lucifer gaan moet probeer, of hy gaan maar 'n stokkie daarvoor probeer steek. Miskien gaan hulle die internet stop of something ook op 'n tyd, want daar is net te veel waarheid. En daar gaan te veel vure wees vir hulle om dood te slaan. Maar dis maar dit wat ek wou gesê het vanaand. Ek het heeltemal off topic gegaan 'n bietjie. Maar maak nie saak, dis miskien wat ek moes gesê dan. Ek glo dit is wat ek maar moes genoem het. Maar ja, ek dink dis wanneer dinge gebeur het. Kyk, dit is seker nou nie so belangrik. Presies wanneer die 1000 jaar vrederyk begin en geëindig het nie. Feit van die saak is dit het gekom en gegaan. En dat ons is in die kort seisoen van misleiding. Ons is aan die einde van hierdie tydperk van hierdie aarde se bestaan. En as hierdie dinge verby is, natuurlik gaan daar ook 'n nuwe hemel en aarde gemaak wees en word. Hierdie ou ene gaan alles vernietig word, verbrand en heeltemal destroy word seker. Ja, ja, maar Lucifer se dae is getel. En sy gesande weet dit ook. Ek kan ook sien hoe begin hulle rondskarrel en worry. Maar nou ja, dinge is soos dit moet wees, ek glo, en ons moet net bid, bly vas, bly die waarheid versprei. Dis al wat mens kan doen, en dis al wat ons moet doen, hier op aarde. Geniet julle dag verder, en groete daar. Totsiens.